Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar, gesinsfinansies. Ons wil almal weet, hoe bou 'n mens 'n sterk finansiële toekoms saam? Vandag praat ons oor hierdie onderwerp wat so belangrik is en ons almal so diep raak, gesinsfinansies. Om ons geld goed te bestuur, is een van die belangrikste bestanddele van 'n gelukkige, gesonde huishouding. Dit gaan nie net oor die betaling van rekeninge of spaar vir 'n reënerige dag nie. Dit gaan oor die bou van 'n sterk fondasie, wat jou gesin se doelwitte, drome en welsyn kan ondersteun. In die Bybel sê Spreuke 21 vers 20, die wyse man stoor kos en olie op, maar 'n dwaas mors alles uit. Hierdie wysheid beklemtoon die belangrikheid van sorgvuldige finansiële beplanning, 'n paar van die noodsaaklike elemente van gesinsfinansies en hoe dit gesond en effektief bestuur kan word. Kommunikasie is een van die sleutels. Binne ons gesinne moet ons praat oor ons geld. Die eerste noodsaaklike element van gesinsbeplanning is oop kommunikasie. Geld kan 'n bron van spanning in baie huishoudings wees, veral wanneer egpare of gesinslede nie saamstem daaroor nie. Maar dit is noodsaaklik om gereelde gesprekke te hê oor jou finansiële doelwitte, jou uitdagings en ook oor verantwoordelikhede. Amos 3 vers 3 sê, sal twee saamloop as hulle nie afgespreek het nie. Julle moet op dieselfde bladsytjie wees as dit by geld in die gesin kom. My voorstel is, stel finansiële doelwitte saam op. Of dit nou is om vir 'n gesinsvakansie te spaar of om skuld af te betaal, of om vir aftrede te beplan, maak seker dat almal deel is van die gesprek. As al die partye die doelwitte ken en daarmee saamstem, raak dit makliker om gemotiveerd en verantwoordelik te bly. My tweede voorstel is, bespreek ook julle bestedingsgewoontes of julle uitgawes. Almal het verskillende houdings teenoor geld. Willem, wanneer ons met gesinne sit in terapie, dan doen ons so 'n klein oefeningkie waar ons ontdek wat ons geldpersoonlikheid is. En net soos 'n mens se sosiale persoonlikheid, verskil elkeen van ons se finansiële persoonlikheid ook van mekaar. Vir party mense is geld sekuriteit, vir ander mense is geld weer pret en plesier. Jy kan dus sien dat ons nie almal dieselfde oor geld dink nie. Almal het verskillende houdings teenoor geld. Sommige mense wil elke sent spaar, terwyl ander daarvan hou om dit op hulle ervarings en op hulle besittings te spandeer. Deur oop gesprekke met mekaar te hê, kan julle 'n balans vind wat vir almal werk. Byvoorbeeld, julle kan 'n begroting opstel waar elke persoon 'n sekere bedrag kry om vrylik te spandeer, soos wat hulle wil, op hulle manier, sonder enige skuldgevoelens. Willem, en dan is die tweede element van gesonde finansiële beplanning in 'n gesin, die skep van 'n gesinsbegroting. Dit kan gesien word as die padkaart na jou finansies. Iemand het eendag gesê, as jy nie weet waarheen jy op pad is nie, gaan jy nooit daar uitkom nie, en dit is ook baie waar in ons finansies. Begroting is die ruggraat van gesonde gesinsfinansies. Lukas 14 vers 28 herinner ons. Wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy dit kan voltooi nie. 'n Begroting is 'n duidelike plan oor hoeveel geld inkom, hoeveel geld uitgegee word en waar dit bestee moet word. Hier gaan ek ook vir julle 2 wenke gee. Die eerste wenk wat ek wil gee is, bestudeer julle inkomstes en uitgawes.
Begin deur al jou gesin se inkomste en uitgawes mooi neer te skryf. Dit sluit salarisse in, bykomende inkomste en ander bronne van geld, sowel as gereelde rekeninge soos om jou verblyf te betaal, regmaak goedjies rondom die huis, kruideniersware en skuld. Wees so volledig as moontlik. En Willem, daar is so baie begrotingstoepassings wat mens op jou foon kan aflaai, wat hiermee kan help. Die volgende wenk wat ek wil gee oor die bestuur van jou inkomste en uitgawes, is om al jou uitgawes mooi te kategoriseer. Verdeel jou uitgawes in kategorieë soos behuising, vervoer, kos, vermaak en spaar. Dit gee vir jou 'n duidelike beeld van waar jou geld heen gaan. Jy mag dalk verbaas wees oor hoeveel aan uiteet of onnodige aankope bestee word. Die laaste wenk wat ek hier wil gee is, allokeer 'n bietjie geldjies vir spaar en vir gee. Een beginsel wat baie gesinne gebruik is die 50-30-20 reël. 50% van jou inkomste vir jou behoeftes, 30% vir jou begeertes en 20% vir spaar en skuldafbetaling. En as gelowiges moet ons ook dink aan vrygewig wees. Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here met jou rykdom en met die eerstelinge van al jou inkomste. Tiendes of liefdadigheid moet ook deel wees van 'n mens se gesinsbegroting. Willem, ek glo uit die diepte van my hart uit, dit maak nie saak hoe min of hoe baie geld ons het nie, ons het altyd genoeg om te kan gee. Die derde essensiële beginsel wanneer dit kom by gesinsfinansies is om 'n noodfonds te bou. Beskerm jou gesin teen al hierdie onvoorsiene hobbels wat in die pad van die lewe kom. Die lewe is so onvoorspelbaar, 'n onverwagse mediese rekening, 'n motor wat breek, werksverlies. Alles kan 'n mens se finansiële planne omvergooi. Daarom is dit baie noodsaaklik om 'n noodfonds te hê. 'n Kussing wat jou gesin tydens moeilike tye kan beskerm. En hier wil ek ook gou net 2 wenke gee. Die eerste wenk wat jy kan oorweeg is, begin klein om 'n noodfonds op te bou en bou dit dan oor tyd. Willem, en vra baie mense altyd vir my, hoeveel is genoeg vir 'n noodfonds? Ek sou sê as jy vir jouself 'n riglyn wou gee, probeer om ten minste so 3 tot 6 maande se lewenskostes te spaar in 'n rekening wat maklik toeganklik is. 'n Rekening waar jy nie hoef kennis te gee nie, waar jy dadelik toegang tot die geld het. As dit oorweldigend voel, begin maar net klein. Begin deur R500 te spaar en werk dan van daar af. Bietjie vir bietjie sal jou noodfonds groei en jy sal gemoedsrus hê net met die wete dat dit daar is wanneer jy dit nodig het. 'n Tweede wenk wat ek hier wil gee met betrekking tot noodfonds is, vermy om skuld te maak in noodgevalle. Sonder 'n noodfonds draai baie gesinne na kredietkaarte of lenings om onverwagte uitgawes te dek. Dit kan lei tot hoë rente en skuld wat baie lank vat om af te betaal. Deur 'n kontantreserwe te hê, kan jy hierdie valstrik vermy en jou finansies stabiel hou in tye van onsekerheid. Die vierde element waarna ek graag vinnig wil kyk vandag is skuld. Die goue reël is altyd om skuld af te betaal. Ons moet vry wees van die finansiële laste wat ons bind. Skuld kan soos 'n swaar las voel wat jou gesin se finansiële toekoms beperk. Spreuke 22 vers 7 herinner ons, die skuldenaar is 'n slaaf van die skuldeiser. Daar is baie waarheid in hierdie woorde. Daarom moet die afbetaling van skuld 'n topprioriteit wees in die bestuur van ons gesinsfinansies. Willem, en laat my toe om hierso ook net 2 wenke te gee. Lys jou en prioritiseer jou skuld. Net soos wat ons met die vorige element gesê het, lys jou inkomste en uitgawes.
Skryf al jou skuld mooi sorgvuldig neer, van kredietkaarte tot lenings tot mediese rekenings, en prioritiseer dit dan, gebaseer op die rentekoerse, met ander woorde, die wat die hoogste rentekoerse is, moet ons eerste afbetaal, of die saldo, betaal die wat die kleinste skuld is eerste af, sodat dit vir jou voel asof jy minder skuld het, en dit voel vir jou soos 'n vinnige oorwinning. Willem, en dan 'n tweede wenk is net, fokus op een skuld op 'n slag. Deur jou pogings om op een skuld te konsentreer, terwyl jy minimum betalings op die ander maak, kan jy vinniger vordering maak, sodat jy kan aftik van jou lysie af. Sodra die eerste skuld afbetaal is, skuif na die volgende een, en werk pligsgetrou daaraan om dit af te betaal. Elke oorwinning wat jy behaal, gee jou meer momentum om die volgende ene aan te pak. Willem, en dan die 5de element, die voorlaaste ding wat ek wil noem vandag, is dat om te spaar vir die toekoms is 'n baie belangrike element van gesinsbeplanning. Ons moet beplan vir kort en langtermyn doelwitte. Benewens 'n noodfonds is dit belangrik om te spaar vir hierdie kort en langtermyn doelwitte. Spaar gaan nie net oor wat jy vandag nodig het nie, maar oor wat jy môre sal nodig kry. Spreuke 13 vers 11 sê vir ons, rykdom wat gou verkry is, kwyn weg, maar hy wat bietjie vir bietjie versamel, kry meer. Liewe luisteraar, dink so bietjie oor daardie stelling, dit is nogal 'n interessante ding om oor te dink. So, wat is korttermyn doelwitte? Dit kan insluit om te spaar vir 'n vakansie, of 'n nuwe motor, of selfs vir huisverbeterings. Sit elke maand 'n spesifieke bedragie op sy vir hierdie doelwitte, en kyk hoe jou spaarrekening dan groei. Langtermyn doelwitte, om te spaar vir jou kinders se opvoeding, of miskien om daardie huis te koop wat 'n bietjie groter is of 'n bietjie meer plek het, of om te spaar vir aftrede. Byvoorbeeld, as jy 200 of 2000 rand 'n maand spaar vir jou kind se universiteitsfonds van hulle geboorte af, kan dit aansienlik groei oor tyd. Ons het gesê tyd is 'n groot vyand of 'n groot vriend. Met langtermynbeleggings kan ons spaar vir ons aftrede. Dit kan ons help om groot mylpale te bereik. Die lekker van kort en langtermyn doelwitte is wanneer die gesin saam oor dit besluit en saam daaraan werk. Dan die laaste punt wat ek by wil stilstaan, en dit is iets wat ons elke week aanraak wanneer dit kom by gesinsfinansies, is die leer van jou kinders van finansiële verantwoordelikheid. Moenie vergeet om jou kinders oor geld te leer nie. Om hulle van jongs af goeie finansiële gewoontes te leer, kan hulle vir sukses later in die lewe voorberei. Spreuke 22 vers 6 herinner ons, leer 'n kind op die regte pad, en selfs wanneer hy oud word, sal hy nie afwyk nie. Wyse woorde. My 2 wenke in hierdie verband is, gee vir hulle 'n toelaag sodra hulle oud genoeg is om met geld te kan werk. 'n Toelaag leer kinders hoe om geld te bestuur en die waarde van spaar, ook van besteding en selfs ook om die waarde van gee te verstaan. Moedig hulle aan om hulle toelaag in kategorieë te verdeel vir besteding, vir spaar en vir skenk aan 'n saak waarvoor hulle omgee. Die tweede wenk is, soos wat ons nog die hele tyd sê, is betrek hulle by gesinsfinansies. Laat ouer kinders sien hoe die gesinsbegroting werk. Wys vir hulle hoe julle vir vakansie spaar, hoe julle rekeninge betaal en hoe julle onnodige skuld vermy. Hierdie praktiese lesse sal hulle help om 'n gesonde verhouding met geld te ontwikkel. Dan net 'n finale gedagte voordat ek afsluit. Die bestuur van gesinsfinansies verg spanwerk. Dit verg ook dissipline en wysheid. Maar met die regte strategieë in plek, kan julle 'n finansiële plan skep wat God sal eer en wat sekuriteit vir jou geliefdes bied. Onthou, geld is 'n hulpmiddel, een wat, wanneer dit wys gebruik word, jou kan help om jou gesin se drome te vervul en om ander mense te dien. Filippense 4 vers 19 herinner ons, en my God sal in al julle behoeftes voorsien na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Deur ons finansies getrou te bestuur, vertrou ons dat God in al ons behoeftes sal voorsien.
Ons wil almal graag goeie rentmeesters wees van dit wat God vir ons so mildelik voorsien. Dankie Willem en dankie liewe luisteraar. Mag God jou gesin en jou finansies seën. Tot ons weer gesels. Totsiens van my kant af.